Kom ons bid saam. Baie dankie, ons Vader, vir 'n nuwe dag in ons lewens. En dankie vir die voorreg wat ons het om met vrymoedigheid in die allerheiligste mag inkom deur die bloed van Jesus. Baie dankie daarvoor. En dankie dat ons nou tyd met U kan spandeer en dat U met ons gaan praat deur die woord en deur die Gees. En Vader, ons gebed is deur werking van die Heilige Gees dat U self aan ons sal openbaar, dat ons 'n beter prentjie sal hê van wie U is. U is so groot en U is so goed. En soms beleef en ervaar ons dit nie. En daarom ons vra Heilige Gees, kom openbaar die Vader weer aan ons. Opnuut. Dis ons gebed in naam van Jesus Christus. Amen. En onthou die chocolates in wat ek later gaan uitdeel. Ek wil graag vanoggend, my vrou het nou so mooi ding oor die vrouens gespeel, wat fantasties was. En nou ongelukkig moet ek iets slegs deel. Wat gebeur so 'n paar jaar gelede, gelukkig, ja, so 'n paar jaar gelede toe bid ek saam met manne, en ek staan toe naby een van die manne, een van die paas, en toe hoor ek nou sy gebed, just close the door, sê please. Toe hoor ek 'n gebed van 'n pa, nie 'n ma nie, want ek dink nie, ja, jy sal nou verstaan wat ek sê. Toe hoor ek 'n gebed van 'n pa, en dit is soos, ek het probeer neerskryf wat ek kan onthou. Hy het soos vol gebid, hy sê, Here, ek is nie lief vir my kinders nie, ek haat hulle. Ek bid dat hulle arm sal wees, swaar sal kry. Ek bid dat hulle boemelaars sal word, dat hulle gehaat sal word deur die wêreld, die mense, dat hulle werkloos sal wees, dat hulle siek sal wees, nooit sal trou nie, honger sal hê, koud sal hê, dat hulle besteel sal word, slaaplose nagte sal hê, dat hulle sal worstel met hulle self, en gemartel sal word, en dat hulle laat hulle sal eindig in die tronk. En die ou sê toe amen. Ek dink hy het gesê in Jesus naam. Reg. Maar dis nie waar wat ek gelees het nie. Ek dink daar's iemand ooit in die wêreld, maak nie saak wie hy is, wat so tipe gebed sal bid nie. Ek dink ons gebede maak nie saak hoe stout ons kinders is nie. Maak nie saak hoe ongehoorsaam is hulle nie. Ek dink ons gebede vir ons kinders sal meer wees soos die van wat Rona gespeel het. Ongeag hoe bitter hulle ons soms teleurstel, hoe bitter hulle ongehoorsaam is, sal ons nooit daai gebed bid nie. En niemand het dit gebid nie. Dis maar net 'n voorbeeld wat ek vir u gegee het. En die ding hoekom ek dit vir u gelees het, is, soms het ons die verwagting dat dit God se hart is vir ons as sy kinders. Ek gaan dit weer sê. Soms voel ons, maar dis hoe die Here ons optree teenoor ons. En daar selfs mense, die oomblik as mens praat, ek wil praat oor geld vandag, dis Vrouedag, ek gaan nog oor geld praat. En as jy praat oor dat God ons wil seën, dis God se hart vir ons. In Engels praat hulle van prosperity teaching. Wanneer ons as ons praat oor God wil ons seën, God wil hê ons moet voorspoedig wees. Raai wat, dan is daar baie van die mense wat sê, predikers wat sê, maar dis 'n verkeerde lering. Maar as jy kyk na hulle eie lewe, is dit hulle wat duisende vir hulle kinders sal nalat. Hulle sal altyd goeie dinge bid vir hulle kinders. Hulle seën en vertrou vir seëninge van alle kante af.
En ek ervaar, en ek wil sê vanmôre, ek dink dis baie skynheilig. As ons wat aardse vaders en moeders is, die beste vir ons kinders bid en vertrou, hoeveel te meer nie ons hemelse Vader nie. En almal sê, nie een van ons sal daai gebed bid wat ek gebid het nie. Nou, hoekom sal ons hemelse Vader dit vir ons toewens? Hoekom sal dit sy hart wees vir ons? Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Hy het ons meer lief, hy het ons kinders, luister, laat ek dit dalk so sê. Hy het ons kinders meer lief as wat ons hulle kan lief hê. Gaan dit weer sê. God ons Vader is liewer vir jou kind as wat jy ooit vir jou kind kan wees. En daarom is sy beloftes aan ons baie beter as wat ons vir ons kinders wil neerlê. Ons amper sê, laat ek maar sê in Afrikaans, ons alies afwerk vir ons kinders, sodat hulle geseën sal wees. En raai wat? God ons Vader, baie beter as dit. Baie beter as dit vir ons instoor. En ek wil graag kyk na die lewe van Abraham. Want God het met Abraham begin en hy het vir Abraham 'n belofte gegee. Hy het 'n belofte gegee en 2 verbonde eintlik met hom. En ons gaan nie alles kan lees nie, want dan gaan ons baie lank besig wees. Maar kom ons gaan gou na Genesis. Kom ons gaan by Genesis begin en ons gaan dan gaan na Galasiërs. Kom ons gaan na Genesis 12. En my gebed vanmôre is, laat ons net 'n idee sal kry van wie God is. Toe ek gebid het, ek sê, en ons sê dit, ons sê God is groot. En hy's goed, hy's baie goed, hy's net goed. Maar soms in ons woorde en ons gedrag sê ons die teenoorgestelde. Asof hy wil hê jy moet swaar kry, in die tronk moet beland en besteel word. Kom ons lees gou na in Genesis 12. Ons kan nie alles lees, ek gaan net so vat aan dit wat ek wil deel met u. Genesis 12, dis waar God vir Abraham roep. En God sê vir hom, luister, trek uit jou land uit, vers 1, trek uit jou land uit jou vader, uit jou familie uit. In vers 2 wil ek fokus. En ek sê jou groot nasie maak en jou seun. En naam sal so groot en jou naam so groot maak. En jy is dat jy 'n seun sal wees. Vers 3 is belangrik. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. En hierdie een veral. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees. Met ander woorde, nie net jou eie nageslacht en nie net jou nageslag en jou bloedverwant nie. Maar as gevolg van jou gehoorsaamheid, sê ek al die geslagte op die aarde seën. Reg, dit was natuurlik die voorwaarde wat God vir hom gegee het, jy moet uittrek. Trek uit jou familie uit en dan gaan hierdie goed gebeur. Kom ons gaan na hoofstuk 15 toe. In Genesis 15, dan lees ons die opskrif die verbond van God met Abraham. Hier op die stadium was sy naam nog Abraham, nie Abraham nie. En dan Abraham sê vir die Here, maak nie nageslag nie. En dan sê hy vir hom, kom ons gaan na vers 5 toe, daarop lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre, as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Met ander woorde, hier is bloedverbond. Bloedfamilie. Jou nageslag sal wees soos die sterre. En dan vers 6, geweldig belangrik. Ons gaan dit net weer lees in Galasiërs. En hy het in die Here geglo. Voordat hy kind gehad het. Hy sê, en hy het in die Here geglo. En hy het dit tot geregtigheid gereken. Met ander woorde, omdat Abraham geglo het God hom regverdig geag.
Nie deur werke nie. Reg. En dan gaan ons aan, ek gaan nie verder na hoofstuk lees nie, ons gaan na hoofstuk 7 toe. Reg, die eerste een was 'n verbond wat die Here gemaak het. Kom ons gaan voordat ons na 17 toe gaan. En die verbond wat hy gedoen het, hy moes 'n 3-jarige ou 'n vers gevaat het, 3 jaar ou bokram, bokooi, bokram, tortelduwe en 'n jong duif. Reg, en wat gebeur het, hy het hulle gesny. Abraham het die Here vir Abraham sê sny dit, en toe het neergelê, en naderhand, dit kan jy self gaan lees. Naderhand Abraham baie moeg geword en hy slaap geraak, en toe kom die Here en hy wandel tussen die goed in 'n vuurkolom en rook. Abraham was nie eens by nie, hy het geslaap op daai stadium, en dit is net vir my amazing, God sluit 'n verbond som op sy eie. God het besluit, ek gaan 'n verbond met hierdie ou maak. En al het hy geslaap, sluit God die verbond. Reg, dit was dit. Kom ons gaan na hoofstuk 17. In hoofstuk 17, die opskrif is daar, God verander die naam van Abraham en stel die besnydenis in. Hier kom in die volgende verbond. Reg, hy sê hy sal vermeter, laat ek net gou kyk hoeveel verse moet ek hier lees. Kom ons lees vers 2. En ek sal my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Vers 5. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. Nou nie net Jode nie. Op die stadium was hulle nog nie Jode nie. Maar nie net jou nageslag nou nie. Nasies sal geseënd wees. Is deel van die verbond. Vers 6. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak en ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. Met ander woorde, hier verbond weer sê die Here, dis vir jou bloedsaad, maar ook aan 'n nasies wat hier verbond is. In vers 7 praat hy van dis 'n ewige verbond met sy nasade, die Jode. Ek wil nie in daai teologie ingaan nie. God sê, ek sluit 'n ewige verbond met jou saad. Verwysing na die Jode. Reg, kom ons gaan aan. Dan vers 9. Ek gaan nie agter kom ons lees vers 9. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet jou verbond met my hou, jy en jou nageslag na jou en van geslag tot geslag. Reg. Ek gaan nie verder daar lees nie, maar hier is die besnydenis. Met ander woorde, die eerste verbond het hy offers gegee. Die tweede verbond wat die Here met Abraham maak, is vir nasies, en dit gaan hier oor besnydenis. Nie net sy nasaad nie, maar vir almal daarna. Hoofstuk 18 gaan ek net een vers lees. Jy sal sien, dit het gegaan oor Sodom, Abraham wat bid vir Sodom, maar vers 18, kom ons lees vers 17 eers. Daarom sê die Here, ek sal vir Abraham verberg wat ek gaan doen. Met ander woorde, God wil Sodom Gomorra verwoes. Nou vra God homself, sal ek dit verberg van hom? En dan vers 18. Terwyl Abraham nog sekerlik 'n groot en 'n magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word. Wat ek wil hê jy moet hoor vanmôre, al is jy nie 'n Jood nie, al is jy heiden, ons is heidense nasie, sê God dat die seëninge van Abraham kom na my en jou toe. Sien net vir sy nageslag nie, maar vir al die nasies. Met ander woorde, dit wat God beloof het vir sy nageslag, gaan hy doen, maar hy gaan ander nasies ook inbring in die bloed. Reg, dan gaan ons na die gedeelte wat Dominee Jan gelees het, ons gaan na Genesis 26 toe, en dan sien ons, hier gaan dit oor Isak, die eerste, nie eerste seun nie, maar sy egte seun, Isak, en ek wil graag 'n paar versies hier lees, wat vir my net amazing was, die beloftes, wat God vir Abraham gegee het,
sien ons in Isak se lewe. Ons is by Genesis 26. Ons gaan lees vanaf ons lees 2 tot 4. En die Here het aan hom verskyn en gesê, dis nou aan Isak, moenie aftrek na Egipte toe nie, maar woon in die land wat ek jou sal wys. Vers 3. Vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seën. Want aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie lande gee. En ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. Baie belangrik om te hoor. God sê, Isak, ek sal jou seën. Hoekom? Want ek het 'n belofte aan jou pa gemaak. Reg, vers 4. En ek sal jou nageslag vermeter soos die sterre. Daar hoor ons weer oor die sterre van die hemel, en jou nageslag in al hierdie lande gee. En in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. Nie net Jode nie. Op die stadium is daar nog nie Jode nie, maar nie net jou nageslag nie, maar al die nasies. Reg, dan gaan ons na vers 12 toe. 12 en 13. Isak het toe in die land gesaai en daardie jaar 100voudig gewen, want die Here het hom geseën. En die man het groot geword en altyd groter geword, totdat hy baie groot was. Amazing. Al wat ek vir jou wil wys, God hou sy woord. En hier die eerste nageslag van Abraham, sien ons hoe die seëninge van God oor Isak se lewe vloei. Reg, wat gebeur het toe? Hy het by die koning Abimelech het hy gebly, en toe die koning vir hom gesê, hy sê, jy weggaan. Kom ons lees vers 16. Maar jy moet myself alleen, kom ons lees dit vers 16. Toe sê Abimelech vir Isak, trek weg van ons, want jy het vir ons veel te magtig geword. Wat Abimelech die koning sê, ek kan ons sien hoe jy geseënd is. Trek weg, ons soek jou nie in ons midde nie. En dit praat baie met ons, my boetie en sussie, en ek wil eintlik nie daarop fokus nie. Maar God sê, hy wil ons so seën, dat ander mense sal sien, ons dien die Here. Dis wat hy gedoen het. Kom ons blaai om na vers 27. Nou het hy hom nou net weggejaag. In vers 27, vers 26, toe kom Abimelech en 2 van sy musketeers daar by Isak aan, en nou vra vers 27, en Isak het hulle gevra, waarom het julle na my gekom, terwyl julle my haat, en my van julle af weggestuur het? Hoor die antwoord. En toe antwoord hulle, ons het duidelik gesien, dat die Here met jou is. So. Ons het duidelik gesien, dat die Here met jou is. Wat het hulle gesien? Hulle het die seëninge van die Here in Isak se lewe gesien. Reg, en dan sê hulle, luister hier, ons sien jy is geseënd, en God is met jou, kom ons maak 'n verbond tussen ons, dat jy ons net sal aanval, en ons sal jou ook nie skade aan doen nie. Maar aan die einde van vers 29, sê, jy is nou eenmal die geseënde van die Here. Dis wat die koning vir Isak toe sê. Die laaste sinnetjie. En ek wil afsluit met dit. Ek wil net vir jou sê, God hou sy verbond. God het 'n verbond gehou met Isak, met Abraham gemaak. En ons kan sien die vrug daarvan is in Isak se lewe. God het hom geseën. Nou vra hy vir my, Chris, nou wat het dit met ons boere hier in Suid-Afrika uit te waai? Kom ons gaan na Galasiërs toe. Ek hoop jy het gesien, dis nie net vir hom gewees nie. Van die goed beloftes was net vir sy bloedverwante familie, maar van die goed is vir elkeen van ons.
En as ek sê, elkeen van ons is daar 'n voorwaarde. Soos wat Abraham, toe God 'n belofte aan Abraham gemaak het, sê hy, luister nie, as jy uittrek, dan sal ek jou seën. Maar die teendeel is waar, as jy bly hier waar jy is daar nie seën op jou nie. En omdat Abraham in geloof gegaan het, het hy ontvang dit wat God vir hom beloof het. Kom ons gaan na Galasiërs 3 toe. Galasiërs 3, die hele Galasiërs boek, ek is besig om daarna 'n bietjie deur te lees te werk, maar ek wil fokus op een ding. Hy praat baie hier oor die wet en genade. Dis waaroor die hele boek amper gaan. Ek wil nie soveel fokus daarop nie. Ek wil net lees oor, vanmôre wil ek met jou praat oor die seëninge van God wat hy vir Abraham gegee het. Is dit my deel of nie? Reg, en dis waarop ek wil fokus volgende. Daarom kom ons gaan na kom ons begin by vers 6. Galasiërs 3 vers 6. Net soos Abraham in God geglo het en dit hom tot geregtigheid gereken is. Onthou julle, ek het dit gelees in Galasië, in Genesis. God het, omdat hy uitgetrek het, sê God, nou het ek jou regverdig verklaar. Reg, kom ons aan. Ek gaan dit weer lees. Net soos Abraham in God geglo het, is dit vir hom tot geregtigheid gereken. Die woord geregtigheid beteken God ag hom regverdig. God het hom regverdig verklaar sonder enige werke. Vers 7. Julle verstaan dan dat die wat in die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Baie belangrik. Ek en jy word nou kind van Abraham, nageslag van Abraham, as ons soos Abraham glo in God. Die oomblik as jy sê Jesus is koning van my lewe, dan sê Paulus, nou is jy die nageslag van Abraham. Hoekom? Want Abraham is die vader van geloof. Met my? Daarom sê hy nou hierso, hy sê, vers 7, hy sê, julle verstaan dan, dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Vers 8, en die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene, dis ons, uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseën word. Ons het gelees. Al die volke sal geseën word, maar wat belangrik is, dis in Jesus Christus. Het ek 9 gelees. Kom ons lees vers 9. Sodat die wat uit die geloof is, geseën word, saam met die gelowige Abraham. Ek en jy is geseënd. Hoekom? Want ons gelowig is. Kom ons gaan na vers 13 en 14. Christus is ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vloek vir ons te word. Want daar is geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n kruishout hang. Sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. En dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Sodat ons, wat heidene is, die blessings van Abraham kan ontvang. Kom ons lees vers 17 en 18. Jy kyk maar self hier die hele stuk gaan lees, ons gaan na vers 17 en 18. Maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, dis die wet van Moses. Ek gaan dit weer lees. Maar ek sê dit, die wet wat 430 jaar later gekom het, maak die verbond wat deur God in Christus Jesus van tevore bekragtig is, nie kragteloos om die belofte tot niet te maak nie. Die wette wat daarna gekom het, breek nie die verbond wat God met Abraham gemaak het nie. En daarom praat hy van ons is nie meer in die wet nie. Maar ek wil nie daarop fokus nie, ek wil net vir jou duidelik laat sê, die beloftes wat God aan Abraham gemaak het, staan nog vas
Vandag vir die Jode, maar ook vir my en vir jou. Ek gaan eindig met vers 29, dis die cherry op die koek. Hy sê, vers 29, en as julle aan Christus behoort, dis die voorwaarde, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. Halleluja. My boetie en sussie, en daarom is die Vader se hart om ons te seën. Die belofte wat hy aan Abraham gemaak het, is my en jou erfdeel. En dit het gekom, omdat ons geglo het in die saad, ek het dit nie gelees nie, omdat jy glo in Jesus Christus, is die beloftes van Abraham, nommer 1, my en jou deel. Nommer 2, ons erf ook, ons nie net by Abraham geërf nie, maar ons is erfgename van Christus Jesus. Die Bybel sê in Romeine 8, ek dink hier by vers 14, 15 rond, praat hy van, ons is mede-erfgename van Christus en erfgename van God. Wat is dit? Met ander woorde, dit wat in sy koninkryk is ons deel. Amen. Ons ontvang die belofte van wat God aan Abraham gegee het, ontvang ons. Ons ontvang die belofte, die verbond deur Jesus Christus. Alles wat in sy koninkryk is ons erfporsie. En ek glo dis meer as genoeg. En daarom, my boetie en sussie, ek glo, luister mooi wat ek sê, God hou sy woord. As jy 'n kind van Abraham is, glo dat Jesus Christus koning van jou lewe is die beloftes van Abraham joune. As jy weergebore is deur die bloed van die lam, dan is die belofte, dan as jy erfgenaam van sy koninkryk. Met ander woorde, God wil jou seën meer as wat jy dink. Maak het gesê, ons gaan hier moet verander dalk. God se hart is vir jou. Ek het hier voorwaardes neergeskryf, net 5 punte neergeskryf. Ek sê, jy moet verseker weet dat Jesus Christus is koning van jou lewe, anders as dit nie deel van jou nie. As jy nie weergebore is die beloftes nie joune nie. Dit word joune deur geloof in Christus Jesus, wat hy vir jou gedoen het. Met ander woorde, en dan het hy gesê, soek eers die koning. Soek sy koninkryk. Nommer 2, Matteus 6:33, maar soek eers die koninkryk van God. Hy sê, dan gee hy alles vir ons. Ons soek die ander goed, en hooplik is die koning ook daar. Nee, hy sê, kom soek eers die koning. Kom soek die koning. Dan het ek neergeskryf, waak teen die gees van Mammon in die wêreld. Moenie finansies jaag nie. Ek het gesê, dis 'n woord vir die vrouens. Moenie finansies jaag nie. Waak teen die gees van Mammon. En die laaste ding wat ek hier neergeskryf het is, wees vergenoegd. Wees vergenoegd. Ek het nie 'n 4x4 nie, ek het nie 'n Mercedes nie. Ek het nie 'n dubbelverdieping huis nie. Ek het nie normale kinders nie. Ek het net een vrou. Maar ek is vernoegd. Ek is geseënd. Jy sal nooit hoor dat ek kla nie. Hoekom? Want ek is so dankbaar vir dit wat die Here vir my gee. En die Here ken ons harte. Hy wil ons seën. In hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Ek wil nie sê, ek sê nie Christene gaan net goed gaan nie. Dis nie wat ek sê nie. Wat ek wel sê, God sal sy verbond hou. En hy het goeie planne vir ons. En hy is net goed. Maar in hierdie wêreld sal ons moeilikheid hê.
Die lewe is nie regverdig nie. Die wêreld gaan ons haat. Daar's baie skrifte wat dit sê. Al wat ek vir jou sê, jy moet weet, God is vir jou, en God wil jou seën. Dis sy hart. Ek wil afsluit om te sê, eendag was daar 'n professor wat by die Universiteit van Durban 'n lesing geaanbied het. Nou in Durban, ek kan dit dalk in die Afrikaanse sessie sê, maar dit was waar die kommuniste was. Soos in daai universiteite, in my tyd is dit wat ons genoem het. Maar daar het 'n professor gekom, en hy het net 'n lesing kon aanbied. En hy vat die Bybel, en hy hou die Bybel so, hy was van 'n ander land gewees. Hy hou die Bybel, ek het sterk vermoede, dit was Indiër gewees, maar hy hou die Bybel so vir die studente, duisende wat daar sit. Hy sê, luister hier, hierdie boek glo ek nie in nie. Of, ek glo nie in Jesus Christus nie, dit was sy woorde. Ek glo nie in Jesus Christus, soos wat julle dit doen nie. Hy sê, maar hierdie boek, ek leef volgens hierdie beginsels, en daarom is ek geseënd. Hy hou by die beginsels van die woord, as 'n nie-Christen, en daarom sê hy, is ek geseënd. My boetie en sussie, ons wat kinders van God is, kom ons hou by hierdie boek, want God se hart is vir ons, hy wil ons seën. Dis sy verbond met Abraham. Dis die verbond wat ons ontvang deur Abraham, dis die verbond wat ons ontvang deur Jesus Christus. En ek wil hê jy weet, jy's geseënd. God is vir jou, en hy het goeie planne vir ons. Kom ons soek hom in sy koninkryk. Amen, kom ons bid saam. Baie dankie Hemelse Vader, dat ons weet U is vir ons, en U het goeie planne vir ons. U het ons ingesluit in die verbond van Abraham. U het ons ingesluit deur Jesus Christus, wat gesterf het vir ons. En daarom dankie dat ons Vader erfgename is van U koninkryk, mede-erfgename is van Christus. En ons dankie daarvoor. Dankie Here, dat ons vanmôre kan sê, U het goeie planne vir ons. U is 'n goeie God. En U het goeie dinge vir ons beplan. Vader, en ek wil bid en vra, dat dit sal manifesteer in ons lewens, maar ook deur ons lewens. Dat ander mense, soos wat hulle van Isak gesê het, dat hulle dit vir ons sal sê, ons geseën. Ons kan sien die seëninge van God is op julle. Omdat God julle koning is. Vader, ek wil bid vir elkeen vir ons. Laat U planne wat U het vir ons, laat dit in vervulling sal kom. Help ons Vader, dat mammon nooit ons God sal word nie. Help ons dat ons vergenoeg sal wees, Here. Help ons Vader, dat ons nie die gees van die wêreld in ons sal hê nie. Maar Here, laat U ons bron sal bly, U ons koning sal wees, en laat ons sal besef, ons is afhanklik van U. Maar dankie Here, dat U vir ons sorg. Dankie dat U voorsien. Dankie dat U deure gaan oopmaak, Vader, dat U seëninge by ons sal uitkom. Ons weet ons het 'n vyand, wat wil slag, steel en verwoes. Maar Here, ons behoort aan U. U is ons koning, en U is ons bron. En dankie Vader, dat U seëninge ons erfporsie is. Ons prys U, ons eer U daarvoor Vader, in Jesus naam. Amen. Voordat ek afsluit, wil ek net met dit afsluit, toe ek daai vieslike gebed gebid het. Hoekom is dit nie moontlik nie? Hoekom kan ons dit nie bid nie? Want dit is in sy koninkryk nie. Niks van daai goed is in sy koninkryk nie. Dit wat in sy koninkryk is, dis wat hy ons wil gee. Dis ons erfporsie. En daarom is dit nooit God se karakter nie. Dis eintlik baie gevaarlik om so te bid, maar ek wil vir jou die voorbeeld gee, dis wat ons dink soms van ons God. As ons swaar kry, dan dink ons, Here, hoekom doen U dit aan ons? Nee, jy het 'n vyand.
God is vir jou. En hy het goeie planne vir jou. Kom ons sluit af. Dankie Here vir u goedheid. Vader, ek wil bid vir seëninge. Seëninge hierdie week oor ons mense. Seëninge, Vader. Die seëninge van Abraham, die seëninge wat daar is in Jesus Christus. Dat dit ons sal oorweldig. En dat ons met dankbare harte U sal eer as koning van ons lewens. Ons prys U en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.